Ek wil hê jy moet 'n besluit neem. Jy staan voor 'n lewende God. Dis ou nie kerk nie. Kerk hou op ander plekke. Hier aanbid ons 'n lewende God. As jy nou sou besef, jy staan voor 'n lewende God, wat sal jy maak? Sal jy staan? Sal jy sit? Sal jy kniel? Sal jy op die mat kom lê? As jy nou moet dink, ek staan voor 'n lewende God. Heilig, heilig, heilig is die Here God. Wat sal jy maak? Ek wil jy moet dit nou doen. As jy nie kan kniel nie, of jy kan nie lê nie, sit. As jy jou skoene wil uittrek, soos ek, want ek glo dis heilige grond, is jy welkom. As jy jou oë wil sluit en jou hande oplig, doen dit, because He's holy. Holy, holy, holy is the King of Kings and the Lord of Lords. En Here, ons besef dit nie elke dag. Ons hou kerk, ons doen die regte goed, ons gooi geld in, ons sê amen, ons steek ons hande op die regte tyd. Here, vat al die fiteriasies weg, vat al die aansit weg. Vat al die, ek wil iemand beïndruk weg. En ek wil hierdie gebed weer bid. Holy, you are holy, King of Kings, Lord of Lords. You are holy, Lord Jesus. God, Yahweh, you are holy. Daarom is ons bereid om ons binneste te skeer, sodat die Gees van God deur ons kan vloei, dat ons kan hoor wat die Gees van God vanmôre vir elkeen van ons wil sê. Dit is my gebed in Jesus naam. Holy, holy, you are holy, Lord. King of Kings, Lord of Lords, you are holy. Holy, you are holy. King of Kings, Lord of Lords, I worship you. Holy, you are holy. King of Kings, Lord of Lords, you are holy. Laat hy net die stem sy liefde sy siel sal bring Jesus al die ander in Jesus naam. Hallelujah, Here. Into thy presence we've come not by nothing else but the love of the Lord. Here, dankie in u teenwoordigheid. Dankie vir die salwe, sagte salwing van u Heilige Gees in hierdie plek. Here, maak ons bewus. Roer my siel, sê die lied. Roer my siel vanmôre in die teenwoordigheid van 'n lewende God.
in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Jy sal uitvind in die bediening hou jy niks van lang naweke of Sondag. Want elke keer as die Here vir my woord gee, dan voel dit vir my asof dit verskriklik belangrik is. En dan wil jy hê moet 1000 mense wees. Nie dat die plek moet vol wees en foei daar punte gee vir my, en as ek bo 50 kry ek 'n bonus nie. Maar jy wil so graag hê hierdie woord wat God vanmôre vir my gegee het om oor te dra, moet die wêreld bereik. En daarom moet jy saam met my bid dat ek nooit sal sê wat ek wil sê nie, maar dat ek altyd sal sê wat God wil sê, op so 'n manier dat mense sal uitsien om daarna te luister. Die Here is baie goed vir ons en ons moet dit waardeer. Ek het gister 'n nota gekry van Facebook dat die mense wat Jesus by die Braambos, dis die oorhoofse naam vir Jesus is lig, radio, TV, opgeskuif het na 7000 followers toe die week. En as elkeen van die 7000 vir 10 ouens hierdie boodskap aanstuur, dan moet ons nie na getalle kyk nie, want God is in beheer, nie ons nie. Gister een van die wonderlikste woorde gehoor by die begrafnis van wyle pastoor Bux Miller, en sy broer het die woord gebring oor God se plan. God se plan vir my en jou. God het 'n plan en elke sitplek wat leeg is dan deel van God se plan, en elkeen wat gevul is vandag is deel van God se plan. So God het 'n plan waarom ons hier moet wees vanmôre. Ek dink ons moet 'n bietjie eerlik word met onsself. Ons leef in 'n tyd wat alles onder die son lyk en ryk en blyk om gemors te wees. Mense dink Amerika is beter en Nieu-Seeland en Australië en hulle vlug oor die wêreld en hulle soek na iets wat nie bestaan nie. Hulle besef nie dat God het 'n plan met alles en God is nog in beheer nie. Daar is letterlik niks meer goeds onder die son nie. Daarom het Prediker gesê, alles is 'n gejaag na wind. Dis 'n splinternuwe babatjie wat nou geëiwol het. Sy daar gesit. Haar koppie is 'n haar, né? Dis 'n hy, my vaderland. Sy koppie is 'n groot tennisbal. Nou daai tennisbal het nou so groot geword. Dis nou al 'n bofbal. Almal wag vir die anti-kris. Man, ek wil jou nooi om op sosiale media te gaan kyk na die anti-kris. Man, die wêreld is so opgewonde, hulle kan nie wag nie. Hierdie anti-kris is op pad. Die wêreld is satanies. Ek wens baie keer ek kan elke Sondag 'n uur kry om vir jou al die goed te sien wat ek gesien het die week oor wat aangaan in die wêreld. Die anti-kris is lankal hier. Ek weet nie waarvoor wag ons nog nie. Hy's lankal hier. Hy's in beheer. Hy neem die besluite. Hy sê wat gedoen moet word. Nou is daar 'n nuwe gogga. Sy naam is Mahdi. Het al van Mahdi gehoor? Man, dis nou 'n gogga. Ek gaan hom sommer, ek weet nie waar, nou is Dani en Sonja is op verlof en Roan is daarom hier en almal is by die see. Ek het gedog Stefan ry ook branders in Mauritius, maar hier sit die man vanmôre. So bly jy's hier. My liewe mens, die anti-kris beteken eintlik net as jy nie Christus is nie. Daar's soveel anti-kriste in die kerk, want hulle is mensgemaakte Christene. Matteus, ek gaan baie shorthand lees vanmôre, want ek wil baie lees. Ek het 3 dates gemaak vir 12 uur vandag. Julle moet my verskoon. Weet nie. Hierdie grys hare is nie daai nie, julle, dis ouderdom. Markus 15, 5 tot 9. Pas op dat niemand julle mislei nie. God praat nou vanmôre met my en jou, en ek wil hê die wêreld moet hoor. Pas op dat die wêreld jou nie mislei, niemand jou mislei nie. Want baie sal onder my naam sê, dit is ek, en dis wat Mahdi nou sê. Hy sê hy en sy ma is 'n Christen en sy pa is 'n Moslim en sy oom is 'n
een of ander goggo uit die kinderbybel of iets. Ons hoor van oorloë, gerugte van oorloë, een nasie teen 'n ander, koninkryk teen die ander, aardbewings, hongersnood, maar dan sê God, dit is die begin van die smart. Dit is nog nie die smart. Smart is nog op pad. Dis die begin. Maar wees julle vir julself op die hoede, dat hulle julle nie oorlewer aan die regs, want hulle sal julle oorlewer aan die regsbank. Hy sê nie there's a highway to heaven nie, hy sê Christen, kry jou ducks in 'n rou. Dit gaan erger word. Oorlewer aan die regsbank. En die sinagoge, die kerk, sal julle geslaan word en die goewerneurs en die goewerneurs en konings gebring word om my ontwil. Kyk net so oomblik. Wat is besig om te gebeur? Kyk om jou. Kyk bietjie, man, ek wil 'n uitdrukking gebruik wat as ek daar gesit het, sou baie geïrriteerd geword het vir hierdie ou as hy dit sou sê. Skrikwakker. Nie net jy nie, ek ook. Ons moet wakker word. Ons moet wakker word. Die oorlog is nie meer in Angola, waar baie van ons was nie. Die oorlog is nie meer daar nie. Nou die aand hoor ek 'n bom bars, en ek hoor AK-47 skote, en ek sê vir Francis, ek het nooit toe ek in Angola was, gedink ek gaan in my eie bed lê langs my eie vrou, en na hierdie geluide luister nie. Oorlog was altyd daar ver. My boetie sê eendag vir my, hy sê, boetie, glo jy ouma? Ouma sê altyd, ons moet hard leer, want die oorlog kom. Hier is geen oorlog nie. Toe gaan hy ook nie amen doen, so hy het nie die oorlog gesien nie. Die oorlog is hier. Word wakker, die Bybel, die geskrewe woord van 'n lewende God. Moet jy vandag gaan sit, langs sosiale media, langs die nuus, dan vind jy uit, dat elke ding wat gebeur, was God se plan. Jy moenie onsdag rondkyk nie. God is in control. God is nog in beheer. Dit voel nie so nie, want ons hardloop rond, dan's barbare. Hulle sing nie meer undercover nie, kill the farmer, kill the boer. Dis okay. Dis hulle vryheid, ons moet hulle toelaat. Die Bella wet is uit die hel uit. Ek dink dis hulle in die hel geskryf nie, die hel het hom probeer regmaak, so erg is hy. Maar dis okay, die Christene sê dis okay, solank dit my nie affekteer nie. Godsdienst is besig om uitgewis, versmoor en vermoor te word. Kerke maak toe. Mense wat prediking preek, word geskort, word afbetaal, word weggejaag. Hulle het my al gebel en vir my gesê, jy moenie woensdaagaande bid hier hou nie. Jy maak die mense dood. Daar's nie meer tyd op 'n woensdag aand vir 'n bid hier nie. My hoofkantoor. Nee, nie myne nie, kerk se. Hoekom hou julle aanddienste? Ons het die aanddienste toe gestop. Weens 'n lack on belangstelling. Want mense soek 'n quick fix. Almal steel, moor, verwoes. Daar's geen vooruitgang nie. Nie in Suid-Afrika nie. En ook nie in die wêreld nie. Maar wat gebeur? Mense worry oor die elektrisiteit. As jy die nuus aansit, gaan hulle die krag afsny. As jy werk op jou rekenaar en jy gaan toilet en jy kom terug, is die krag afgesny. Maar wat van die treine en die tuine? Hierdie tuin as jy Springs toe ry, in die ou dae was dit die mooiste ingange. Nou is dit 'n moeras. Jy ry deur die bos. Ek sê vir Francis gister, ry ons op deur die bos. Weet nie waar was, in die dorp, in Springs. Ry ons in hierdie bos. Ek sê, weet jy, ons hoef nie meer Wildtuin toe te gaan nie. Ons ry lankal in die bos. En hier is nog op, okay, nou nie so goeie grondpad nie, maar dit is vol potholes.
Die dorpe is stikkend, die werkloosheid is hoog, die opleiding is pateties, die skool is 'n gemors en die kerk is besig om toe te maak. Maar wat gebeur nou? En die Christene, die ek en jy, is bang. Ons het bang geword. Ek kan nie meer 'n T-shirt dra wat op staan, I love Jesus nie. Ek het net T-shirts, as ek op vakansie is, dra ek net T-shirts wat op Jesus staan. Fransis sê, nou gaan almal weet wie is jy. Ek sê, hulle moenie weet wie ek, hulle moet weet wie is Jesus. Jesus is lig. Nou loop ek aan Israel Abi, met sy berg, waar die Koeperdome opstaan en waar die tweede, nou loop ek al bo, hou ek my vrou se hand vas, nou storm, maar julle ken hierdie storie, storm hierdie, erp my, hy sê, leave him, don't touch him, ek sê, man, jy's vertraag jou, Bobbejaan, sê, ek sê, hy verstaan nie 'n woord wat ek sê nie, maar ek los toe al 'n handjie, want hy staan met 'n AK, jy loop nie in Israel met 'n hoed op wat staan, Jesus is lig nie, hulle sluit vir jou toe. Ons Christene het bang geword, die oormag is te groot, ek kan nie opstaan en sê wat ek glo nie, ek kan nie opstaan en doen wat ek wil nie, shame, hulle is te veel, en ons is te min, en ons het nie guns nie, en ons het nie, ek weet nie wat het ons nie, ons het nie guts nie, ons is Christene sonder guts, daar's geen uitkoms vir ons in Suid-Afrika, nou vlug ons Nieu-Seeland toe en Holland toe en ek weet nie wat 'n land nie nog nie. Want ek bid, en waar's God? Waar's God as ek hom nodig het? Want ek wil my vinger klap en dan moet God gee. Want ek het R20 in die bordjie gegooi, want ek het Sondagoggend toe dit koud was en gereën het ek kerk toe gegaan. Ek verwag van God om na my te luister. Ek verdien dit. En dan sê Petrus, if you can't fight them, join them. Ek wil jou net herinner aan net een datum. Jy wat bang is vir die oormag, jy wat bang is om jou sê te sê, jy wat te bang is om te sê, ek is bly ek is wit. Ek like nogal my aftershave ook. Het jy die 16de Desember vergeet? Jy vergeet dat God tel nie koppe nie. Markus 2 vers 17. En toe Jesus dit hoor, het hy vir hulle gesê, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie. Maar die wat ontsteld is, ek is geroep, sondaars tot bekering. My liewe mens, wat 'n God aanbid jy? Wat 'n God aanbid jy? Die een wat bang is, die een wat weghardloop, die een wat te bang is om te sê wie hy is. Hulle vra vir Jesus, hy staan daar vasgeboei. Hulle sê, is jy die seun van God? Hy sê nie, Petrus sê, ek ken hom nie. Hy sê, nee, van wie praat jy nou? Hy sê, jy sê dit. Jy sê wie ek is. Tyd laat Christene sê, jy sê wie ek is. Maar as jy my Vader, my God, sy naam uitlik gebruik, en jy die president van Amerika wees, ek leer vir my klein kindertjies, as die juffrou of die meneer liewe Jesus se naam gebruik, dan sê jy vir hom of haar, hey, that's my God. Dan sê Rosan, nee papa, die kind, ek sê en as hulle vir jou iets sê, dan bel jy op oupa. Sien hoe skryf ek, daai laerskool brakpan toe. Wat is ons Christene? So maak se oplossing. Ons soek 'n quick fix. Daar's baie quick fixe. Vital, waar's my foon? Vital hierdie WhatsApps gekry. Teken die petisie. Ons moet nou die petisie teken. Hulle gaan nou hulp kry by Donald Trump. Wat is die ou se naam? Ronald. Ek weet nie, sy van is Trump. Nee, hy is nou ons God.
Hy gaan nou kom en hy gaan al die Filistyne in die see jag. Hy kry nie daai Filistyne in Amerika uit die dorp gejaag nie. Maar dis die quick fix wat ons soek. Ons roep vir Ronald. En as hy nie werk nie, gaan ons sê hierdie ander Maharaja roep. Ek weet nou nie wat sê nou. My liewe mens, baie van ons sê, wees kalm, dit sal oorwaai man. Soos al die ander goed, dit sal weer beter gaan. Die son sal wel weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Hoeveel keer sê ons nie daai liedjie nie? Nee, julle worry verniet, julle Christene worry verniet. Ons worry verniet. Baie mense sê, ag nee, wat die Tweede Wêreldoorlog was baie erger. Ag, dis nie so bad nie. Nou sê 'n ou vir my, man, ek drink nog my dop op sy tyd, ek braai my steaks nog net so dik, kyk hoe lyk my maag. Staan hom soos daai ou manne daar aan Silkaatskop, op hulle dromme geslaan het. En so doef, so groot saai pens van al die bier. Julle worry verniet, dit sal oorwaai. Ek kyk my rugby, ek is happy. Ek het nie God nodig nie. God is net daar, 'n liewe Jesus iewers tussen die. Dit sal beter word. Niks het verander nie. Ons het 'n quick fix. As my seentjie in die swembad val, my baba seentjie, of die dokter sê vir my ek het maagkanker of neuskanker of, dan stuur ek 'n WhatsApp vir iemand. Baie keer is dit die pastoor. Sal jy asseblief gou saam my bid, want God moet gou hoor en my gou antwoord en my gou gesond maak. Doen ons dit nie? Is ek nie dalk vandag die een wat God hierdie boodskap voorwou gehad het nie? Ja, ek was bietjie teleurgesteld vanmôre. Ek wou gehad het 1000 ouens met hierdie boodskap hoor. Hier. Nou is 1000 besig om vakansie te hou. En ek gun dit vir hulle. Maar ons moet die woord versprei, want mense leef verklig. Hulle leef verklig. Ek is hier, en ek lyk so mooi, en ek is so mooi aangetrek. Kyk, my skoon sien dit vir my, is my das nog reg? Wow, hy tannie wat net in my das so geruk het. Is hy nou reg? Jy moet check. Hy sê, dit is my nuwe Unisa das gekoop. Hy sê, die een wat ek het, is uit die mode uit. My liewe mens, daar's nie 'n quick fix nie. Daar's net een antwoord. Wat is dit? Al 50%, jy's dood. Ons moet bid. Ons moet 'n biddende gemeente word. Elke gesin wat hier sit, moet 'n biddende gesin word. People who pray together, stay together. Ons moet bid en bid en bid. Laat ek vir jou iets lees. Ons kan nie net bid nie. Hallo? Ons kan nie net bid nie. Net so af en toe. So wanneer ek God nodig het, wanneer ek lus het, 'n skietgebedjie. Kry nie 'n ding soos 'n skietgebed nie. Dis uit die hel uit. 'n Wiek verjaar vandag. Ons ken hom as Wiek, sy naam is eintlik Jan. As ek sê Jan, baie geluk, dan loer hy my so oor die bril, net so onder deur die bril. Hoekom? Ek het sy naam genoem. As jy sê Jesus, dan sê hy, ja my kind. Hoekom? Want jy het sy naam genoem. Ons kan nie net 'n skietgebedjie opsê nie. Julle ken die storie van toe ouma al 6 maande dood is, en ek staan op my kniegies en ek sê, toe ek 24, in elke gebed vir my hele lewe kan ek onthou, het ek afgesluit, nie laat u wil geskied nie, asseblief laat ouma nie doodgaan nie, want ek wil nie weer huis toe gaan nie.
Want sy het gesê, as ek doodgaan, gaan julle twee weesies wees huis toe. En ek het nie geweet of Dina my gaan invat. Sy het toe ouma dood is, maar ek is toe bietjie groot, ek is toe al 24. Ons bid uit gewoonheid, ons sê tradisionele preke op, gebede op. Want ons besef nie, ons praat met 'n lewende God, wat as jy sy naam noem, dan sê hy, ja my kind, gee my aan. Wat wil jy sê? Wat is jy nodig? Wat wil jy vra? Ek het hier, as ek my brilletjie kry, kan ek ook sien wat hier aangaan. Ek wil hierdie vir jou lees, wat ek hoe moet ek en jy bid? Markus 13:33. Waak, waak, waak en bid. Want julle weet nie watter tyd gaan dit gebeur nie. Markus 14:38. Waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Luister, waak en bid. Matteus 26:41. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Ek jou sê, as dit hierdie winter so nader kom en ek moet opstaan, dan is my vlees verskriklik swak. Dan sê ek vir Francis, bel vir die pastoortjie, hy sy bloed is dun, hy kry nie koud nie. Efesiërs 6:18. Terwyl julle met alle gebede en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volhardheid en smeking vir al die heiliges. Efesiërs 6:18. Hoe bid ons? Sê Vader wat ons het, laat ons nou maar nie vergeet, amen. Jy hoor net die segens Vader in die amen. God sê bid in die gees. Wees ernstig as jy bid. Moenie bid hier toe kom in net daar sit en jy mis participate. Jy moet hier wees. Jy moet verlang, soos daai klein tennisbalkoppie verlang na sy moeder se melk, moet ek en jy vanmôre verlang om met God in verbinding te tree, om met hom te praat. Jy het nie 'n selfoon nodig wat se battery pap is nie. Jy het net 'n gees nodig wat gewillig is om te begin. Ek is nog nie klaar nie. Waak en bid altyd deur. Dis Lukas 21:36. Sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Hierdie vrese wat ons het. Hierdie ek kan nie dit sê nie, ek mag dit nie sê nie. Ek kan nie bekostig dat iemand vir my kwaad is nie. As ek nou op TV vanmiddag, hierdie preek is nou besig om uit te gaan op TV, jy kan kyk daar op jou foon. Jy kan hom nou kyk op jou foon op. Ek moet net afsit met die klank. Ek vergeet baie keer as ek daar sit, dan check ek of daai jong pastoor hom gedra. En dan kyk ek op my foon. Dan die mense seker ek speel games. En hy kom by die disippels. En hy kom by die Christene. En hy kom by die wêreld. En wat kan hy vra? Waak en bid. Die is 'n lewenswyse. Gebed is nie 'n ruimte wat jy opsê nie. Gebed is nie iets wat jy doen voor jy gaan slaap, oor 'n geboorte is nie, oor jou ouma jou so geleer het nie. Gebed is nie iets wat jy aan tafel vir die Here van ons steek, omdat hy die regte wil is om te doen. Gebed is 'n gesprek met 'n ware God, wat hier is, wat die skaduwee langs jou is. Gebed is jou opstaan, jou gaan lê. Gebed, dis waar ons is in die oorlog. Dis 'n lig en duisternis. Ons is die pionne. Die mens, dit is tyd geword dat ek en jy opstaan uit die dood. Dit is goed bloed en bloed goed. Ons is so goeie mense. Ons is so goed, ons is so oorlog goed.
Ons moet 'n lewende eenheid word van aanbidding, van liefde, van genade, van ontferming, van selfbeheersing, die vrug van God se Gees. Want daar was nooit 'n wapenstilstand. Daar gaan nooit 'n wapenstilstand wees in hierdie oorlog. Hierdie ons baie slim. En die wat nie slim was, die wat te bang om te staan en helemaal dood. Ek ook. Ek weet myself oor ek nie, soos ou Jopie Boerie gesê, skiet nou my boere hard, maar ek gaan nie so bly. Ek is nog so. Die bang om so te doen. Want ons gaan hierdie oorgang seksie doen sonder oorlog. Ons gaan nog vrede doen. Daar is nog nooit vrede. Daar gaan nooit vrede wees. Daar is net vrede na die oorlog. Daar is net vrede na die oorlog. Daar is nooit vrede. Daar kan nie vrede wees as Jesus Christus nie betrokke is. Hulle kan tooi, hulle kan sing, nou hoor ek hulle is besig om Oranje oor te vat. Man, ek het my genoem en die wêreldorde is satanies, die een geloof, een God, een Satan. Ek is bekommerd. Iemand het nou op my woord geskryf van ek is bekommerde Christen. Omdat waar ek bekommerde Christen al opgestaan het en iets gedoen het. As moet iets doen, dis nie maklik nie. Nie maklik om die woord te staan as die mens, word ons wakker. Hou op bang te wees. Hoekom moet ons nie bang wees nie? Matteus 11:28. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas. Christene, kerk, huis van God, kom na my toe. Nie simbolies nie, regtig. Jy kan nie hierdie baie dra, as jy nie graag in die saai. Jy kan nie, jy mag nie. Dis waar ek nie hou van hierdie springbok-truie wat mense dra nie. Kan net 'n springbok-trui dra as jy springbok is. Dit is 9. Hoe lank bly aan? En jy bly lê. Wanneer sal jy opstaan en slaap? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluier, nog 'n bietjie handjies skouer. Is jy bereid? Jy is nie bereid. Jy het ingeskakel. En wanneer jy hierna luister, jy op dag of nag, en wat taal, kultuur, keer, jy is nie. Wat is jy nog bereid? Jouself gereed te maak om God te dien. Wat die woord sê. Is jy bereid om die 2 myl te loop? Nie amen sê nie, want dan sê jy net nou sê, ek het my nie ingelaat in hierdie en ek het nie hierdie ingelaat. Jy nog bereid om die ander baan te draai. Ek sal my ander baan draai. Maar as jy met die plappe draai jy ander baan, maar dan moet jy stil staan en wat ek doen. Dan moet jy met die baan draai. Dis wat ek wil. Jy nog bereid om die mense te doen. Jy nog bereid om op te staan en sê, ja, is het wedergebore kind van God. Wat doen jy aan every place? Hier Konings 8 minute, 14 minute. En die dom op sy dan, lees ek so die braille. En ek bereken maar dat braille baie. My volk, is jy deel van God se volk? Nou kan jy al met jou byna. My volk, vir wie my naam uitgeroep is, as julle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en julle bekeer van julle verkeerde weë. Minister, president van Suid-Afrika, maak op jou ore. Hier is dalk vir jou hoor. My volk, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Dan sal ek
God is nie 'n mens wat hy sal leer. Hy sal nie sê, dan sal ek, en dan sê hy nog nie te doen. As hy sê, dan sal ek, dan sal ek. En die hemel hoor, en julle sonde vergewe en julle land vergewe. Is dit nodig om na Amerika te hardloop? Is dit nodig om blikkies onder die bed te bære? Is dit nodig om jou geld te begrawe? Is dit nodig om te worry? Is dit nodig om bekommerd te wees? Nee, want God sê, as jy sy kind is, as jy jou verantwoordig, jou sonde, jou bekeer, en jou verkeerde wees, sal hy die hemel uithoor, hy sal jou vergewe. En dan sê hy, ek sal jou land geleer, daai goed wat ek en jy so bang voor is. Dit was nie so goede deel van my. Ek ry in die vliegtuig, so 5 vliegtuig. En ek sit voor langs die pilot. En my vriend in sy agter, hy alles so die telefoon, hier agter so. Ek sê dat die Frans spiek so vliegtuig. Dit is ook daar agter, dit is lang, lyk al oor, ook al die en dit is anders heel eerste plek. Nou vlieg ons. En die volgende oomblik van die dienste stuur, kan ek sien. En ek voel die vliegtuig maak so. En ek skrik. Die volgende oomblik kan ek stuur. En ek sê, dit is skrik. Wanneer die volgende beheer en jy nie meer hoor. Ek is nie wat. En ek moet vrede met my, ek word nie geweet. Rou in die arme van vast. En hier is ek en vrou, met die rest is hulle nog in het nood krijg te wees. Die is in die hemel. Iemand sê my wakker. Ek sê jou stupid. Ek was nou vir in die hemel, en jy my ontneel. En sê vir jy bang dat jy gaan nie saam nie. En die mens, nou sal my oor ook wees, en my oor luister na die gebede van hierdie plek. God sê, as ons vermoorde ernstig is, sal sy oor ook wees, en oor sal luister na die gebede van hierdie plek, van hierdie plek, hierdie waar mense gees kan bly, waar sy weer weg. Ou nie, hy is weer weg. Nee, daai ding maak my so kwaad, ek trap van hom. My kinders nou moet hulle hom soek, want hy is nou weg. Nou hoor niemand op die, sê daar. Kom, nie meer rondloop nie, is werk om te doen. Plak hom, sit hom hier aan. Sit hom hier aan. Anders te hoor my nie op die TV nie. En hulle moet hoor, hoekom? Plak hom vas asseblief. Plak hom net vas. Want ek is besig. So het ek, God, dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. Hoekom is ek bang? Hoekom is ek bang vir die oormag? Hoekom is ek bang vir die oorlog? Aan Angola, nou sê ek, as ons nou hier uitjaag, agter een of ander dom ou aan wat homself 'n tur noem, dan sê ek wil voor op die jeep ry, dan sê hulle vir wat, dan sê ek wil eerste daar wees. As julle daar aankom, wil ek al 3 gepot het. Dan sê hulle, man, hulle gaan jou pot, dan sê ek, wie so onnoosel om die enigste Ben Loubser in die wêreld te wil skiet. Kan ons nie sulke dom ouens kry nie. Ok, ek het toe later uitgevind, hulle is dom genoeg. Te doen net soos ek jou beveel het, en my insettinge en my verordeninge onderhou, dan sal ek die troon van jou koningskap bevestig. Ek sluit af met Jesaja 43:1. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Ek is by jou, water sal jou nie oorstroom nie, vuur sal jou nie skroei nie, en vlamme sal jou nie brand nie. Besluit vandag, my liewe mens,
Ons moenie bang wees om Christene te wees nie. Ons moenie lui wees om te doen wat die woord van God sê nie. Ja, ek klink seker soos 'n regte predikant wat wil hê ouens moet iets begin doen. Ons het nou tee in die saal, almal van die nuwe seisoen, en as jy nog nie by die nuwe seisoen betrokke is nie, kom drink maar tee. Raak betrokke. Ja, maar ek kan niks doen nie. Sê jy. Ons het nou gesê, ons het bidders nodig. Gaan ons ooit genoeg bidders hê? Gaan ons ooit genoeg disippels hê? Besluit vandag, ek sal, want ek wil. Ek sal, want ek wil. Ek glo die woord van God onvoorwaardelik. Hoekom? Want ek wil hom glo. Ek het daai besluit geneem, se wilsbesluit. Ek het besluit, hierdie is die geskrewe woord van 'n lewende God. En hierdie woord, praat net die waarheid. En baie ouens cross-question my. En baie ouens sê, nee, maar wat van dit en wat van dit? Hoe groot was die vis en hoe groot was die oom? Die vis was 'n guppy en die oom was so vet. Sê ek, tough luck vir daai guppy. Hy's in. Hoekom? Want die woord sê so. Ek maak nie somme van hoe groot is jy en hoe klein is die vis en 'n walvis se vis so groot as jou vuis nie. Ek worry nie daaroor nie. Die Bybel sê hy's in, is hy in. Ek neem daai besluit vandag neem. My vertroue moet ek weer in God stel. Bo alle twyfel. My klein seentjie sterf. Ek verstaan dit vandag nog nie. Ek worry nie of ek dit verstaan nie. Want die woord sê eendag sal jy verstaan. Moenie nou daaroor wakker lê nie. Ja, ek huil ook so af en toe undercover as Frans se slaap. Ek wil haar nie ontstel nie. Sy dink sy huil ook undercover, maar ek vang haar uit. Vertrou in Jesus Christus. Vertrou God. Vertrou, glo in God, in Jesus, die Bybel, die woord. Deur sy Heilige Gees salwing sal jy hom vertrou. Kom sluit ons oë. Ek wil nie hê jy moet na my luister nie. Ek wil nie hê jy moet my glo nie. Ek het net nou vir Dolfie gesê, as hy my glo, dan skree hy ook vir die stormers. Daai man het so pyn op sy gesig gekry. Ek het eintlik sleg gevoel dat ek dit 'n ou grappie gemaak het. Hy sê hy's 'n all black shame. Ek het baie werk in hierdie gemeente. Ek wil nie jy moet na my luister. Ek wil hê jy moet nou jou oë sluit en sê, come Holy Spirit, I need thee. Kom Heilige Gees van God. Ek weet nie wanneer ek reg of verkeerd is nie. Ek weet nie of ek die regte besluite neem nie. Ek weet nie of ek moet ja sê as ek nee sê en nee as ek moet ja sê nie. Ek weet nie hoe om U te dien in my eie krag nie. Maar vanoggend wil ek besef, ek moet ophou worry oor die oormag en die anti-kris en die budget en die feit dat jy in Springse strate ry en dit lyk soos die oerwoud. Ek moet ophou worry oor die goed wat ek nie kan verander nie. Kom ons sing daai lied, Father, I place into your hands the things I cannot do, asseblief. Father, I place into your hands the things I cannot do, the things that I've been through. Ons gaan deur hel, maar God weet dit. En hy het 'n plan, en hy het verwag van my en jou om hom te vertrou ten alle koste. Is jy vanmôre gereed om vir God ja te sê? Nie vir die kerk nie, nie vir my nie jou hand op te steek en foei, hy sit nou, hy staan hier agter met 'n gitaar, hy maak regmerkie vir daai en regmerkie vir daai en Ek dink jy wil iets lees. Want sy Bybel nou oopmaak, dan het God van woord gegee. Is jy bereid om te verander? Is jy bereid om jou alles te gee vir Jesus Christus? Sagte amen iewers, baie versigtig. Ek is bly, maar dit gaan 'n prys kos. Jesus, die koninkryk, God dien, is nie verniet nie. Dit is nie verniet nie. Dit kos 'n prys. Jy moet baie keer vroeg opstaan, jy moet baie keer laat gaan slaap, jy moet baie keer 2:00 die môre, tok tok. Nee, die vrou bel my, sy sê, pastoor, my man het my weggejaag. Ek sê, Jessie, jy's gelukkig? Hy moes jou lankal weggejaag. Nee, ek het nie so gesê, ek het nie gegaan.
Ek sê, waar is jy nou? Sy sê, ek staan voor jou deur. Ek sê, wat maak jy 12 uur die nag voor my deur? Fransis maak die deur op, jy loop sy in met haar pyjamas. Dit kos 'n prys. Dit is nie altyd nice nie. My liewe mens, maar as jy bereid om dit te doen, daai besluit neem jy nou. Ek wil hê jy moet net so sit met jou oë gesluit. Het julle genoeg guts om saam my te sing? OK, kom ons gaan hom sing. Hulle gaan met God praat. Want terwyl jy sing, moet jy ook met God praat. Ek ook. Father, I place into your hands. Hallelujah. Into your hands, the things that I've been through, all that I place into your hands, my sorrow and my pain. Meet my needs, I pray, in Jesus' name. Is jy bereid om dit saam te sing? Moenie opstaan oor jou groepsdrukkery nie. Hier staan jou vrou op en nou dink jy, elke Sondag in die kerk, dan is dit die Grand Prix. Nee. Maar ek gaan maar staan, want ek is onder groepsdruk. Sit, niemand gaan vir jou kwaad wees. Maar moenie opstaan en God lieg nie. Father, I place into your hands. As jy nie op jou plek is nie, dan weet ek nie vir wie om te wys nie. Father, I place into your hands the things I cannot do. En dan doen jy dit. Dan sê jy, hierdie ou wat ek moet vergewe, wat baie moeilik is, sit ek nou in u hande. Hierdie kere wat ek altyd bang is om te sê, ek is 'n wedergebore kind van God. Hierdie kere wanneer ek net te lui is om bidhuur toe te gaan, of oggenddiens toe te gaan, sit ek nou in u hande. Father, I place into your hands.